Welkom terug by ons week van geestelike fokus op die leestofbediening met die tema in die sendingsveld tot die einde toe. Vandag gaan ek met julle gesels oor die vereiste wat almal moet nakom, maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat U met ons spreek deur U woord. Heer, wys vir ons in hierdie oomblik, wat is die vereiste wat ons moet nakom om vir U aanvaarbaar te wees? Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Wat is die vereiste wat almal moet nakom om vir God aanvaarbaar te wees? Jy sien, om universiteitstoelaat te kry, moet jy 4 vakke tussen 50 en 59% hê. Om ingenieurswese te studeer, moet jy 'n onderskeiding in wetenskap hê. Om 'n prokureur te wees, moet jy by die balie geregistreer wees. Om 'n land binne te gaan, moet jy 'n paspoort of 'n visum in jou hande hê. Om 'n lid van 'n kerk te wees, moet jy gedoop word. Om te stem, moet jy 'n sekere ouderdom bereik. Maar wat is die vereiste wat almal moet nakom om deur God aanvaar te word en deel van sy koninkryk te wees? Die antwoord is in 1 Korintiërs 4 vers 2 en dit is ook ons fokusteks. Verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. God se standaard vir aanvaarding is nie ouderdom, geslag of status nie. Nee, God se vereiste is getrouheid. Die woord vereis in hierdie vers beteken om te soek of te ondersoek. God kyk deur ons lewens om te bepaal of hy getrouheid in ons kan vind. Waarin moet ons getrou wees is die vraag. Getrou aan die lig wat ons ontvang het. Die lig byvoorbeeld oor gesondheid, om onsself te onthou wat skadelik is van ons is en om matigheid voor oë te hê met dit wat goed is. Die lig as God se laaste dag kerk, geroep om mense voor te berei vir Christus se spoedige wederkoms. Die lig oor waar ons op God se profetiese tydlyn is. Ons kan nie sê ons ken die lig en dan nie daarin wandel nie. Tweedens, ons moet getrou in die gebruik van ons gawes en talente wees. God het aan elkeen van ons gawes gegee om sy naam te verheerlik. Niemand moet 'n toeskouer wees in God se huis nie. Ons is nie almal predikers nie, maar ons kan almal iets doen vir die verspreiding van die evangelie. Gebruik jou talente tot God se eer. Of jy sing en of jy skryf en of jy leer en of jy dien, gebruik dit tot God se eer. Wat doen jy met jou gawes wat God aan jou gegee het? Die derde punt is om getrou in die uitvoering van ons pligte te wees. Is jy 'n deurwag? Doen dit met dissipline en met 'n vriendelike hart. Is jy 'n pianis? Dien getrou sonder verskoning. Is jy 'n ouderling of 'n predikant? Werk sonder murmurering. Is jy 'n literatuur-evangelis? Werk opreg en met ywer. Almal het 'n plig as rentmeesters van God, selfs in ons finansies. Ons tiendes en offergawes help om die evangelie tot die uithoeke van die aarde te bring. Ons geloofsboeke, pamflette en tydskrifte bereik mense wat nooit miskien eers in die kerk gaan instap nie. Johannes 10 vers 16 sê, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister, staan daar. Waar is hierdie ander skape? Wel, hulle is in Japan, Rusland, Afghanistan, die VSA, Frankryk, Zambia, Angola, Zimbabwe, Madagaskar. Hulle is in drinkplekke, nagklubs en miskien selfs in bordele. Hulle is in die tronk, universiteite en besigheidskantore. Maar hoe sal hulle hoor as niemand hulle gaan vertel nie? Sommige sal net bereik word deur ons publikasies, ons boeke, ons pamflette, ons tydskrifte.
Ander sal bereik word deur ons persoonlike getuienisse. Is ons getrou aan ons roeping is die vraag. Die vierde ene is, ons moet getrou wees en getrou beteken betroubaarheid. God soek mans en vroue op wie hy kan staat maak. Mense wat getrou sal wees, maak nie saak hoe die ekonomie of die politiek lyk nie. Mense wat getrou sal bly, selfs al val die hemel. Mense wat getrou sal wees, maak nie saak wat nie. Mense wat nie leuns sal vertel om hulle self te red nie. Kan God op jou staat maak, soos hy op Job staat gemaak het, is die vraag. Kan hy op jou familie staat maak, soos hy op Abraham se familie vertrou het? Daar word gesê dat God Dawid getoets het deur hom eers oor skape te plaas. Nadat Dawid sy getrouheid bewys het, is hy as koning oor mense geplaas. Waarin toets God jou getrouheid, voordat hy jou 'n groter taak gee? Die lof van gereddes is nie goed gedoen, ouderling. Is nie goed gedoen, pastoor of prediker nie. Nie goed gedoen, diaken of goed gedoen, sanger nie. Die lof van die gereddes is goed gedoen, getroue dienaar. Sal God jou persoonlik aanspreek en sê, goed gedoen, Herman, goed gedoen, Adrian, of goed gedoen, Andrei, of goed gedoen, Anthea, of goed gedoen, Sunny, of goed gedoen, oom Piet. Is jy gereed om jou lewe aan God toe te wy as 'n getroue dienaar? As dit jou gebeurte is, kom ons bid saam. Heer, U ken die harte wat na hierdie boodskap luister. Heer, ek bid vir elkeen van ons om getrou te sal wees. Heer, dit is die vereiste wat nagekom moet word om deel van U koninkryk te wees en om aanvaarbaar voor U te wees, is om getrou te wees. Help elkeen van ons om getrou te wees in ons pligte, getrou te wees in ons diens as disippels in hierdie wêreld, getrou te wees in ons families en getrou te wees bo alles om die evangelie die wêreld in te vat. Help ons, Heer, om ons talente te gebruik sodat U naam verheerlik sal word en die mense sal kan sê, ek kan sien daai persoon het Jesus. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.